jy sal God nooit verstaan nie. Ek dink nie eers hoe God met hierdie wêreld werk nie. Hoe God met ander mense werk, sê jy nie eers altyd verstaan nie. En jy moet dit nie probeer verstaan nie. Wat belangrik is, jy moet doen dit wat die Here sê. Maar as ek die Bybel lees, dan begin ek agterkom God se hart. Dan begin ek God se hart verstaan. So God se hart is om jou te verlos, God se hart is om jou te red, God se hart is om jou te beskerm, te bewaar. God se hart is dat jy hom sal dien. God se hart is dat jy na hom sal soek, jy hom sal vind. Want as jy na iets soek, dan is dit vir jou belangrik. Maar Jesus bid in Johannes 17, as iemand bid, dan hoor jy sy hart. Hoor hoe bid hy. Hy sê, hy bid tot die Vader, Johannes 17, en gaan lees 'n bietjie die hele Johannes, dan sê vers 15, ek vra nie dat u hulle uit die wêreld verwyder nie, maar dat u hulle van die kwaad moet bewaar, of die ander vertaling sê die boosheid bewaar. Hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek ook nie aan die wêreld behoort nie. Nou, dink 'n oomblik daarin, Jesus bid en sê, Vader, ek gaan uit hierdie wêreld uit, ek kom terug na u toe, maar ek bid vir hierdie disippels, moenie nie uit die wêreld verwyder nie, maar Here, bewaar hulle in hierdie wêreld. Ek bid dat hulle die bose sal wegbly. En dan besef ek, een ding, is, God wil jou op hierdie aarde hê, dat jy met jou kinders leer, jou kleinkinders leer, jy moet self besef, God wil my hier hê. Hy wil jou nie in die hemel hê nie, hy wil jou hier hê. Maar dan sê hy, Here, bewaar hulle van die kwaad, hou die kwaad van hulle af weg, hou die duiwel af weg. En te maklik maak ons die deur vir die duiwel oop, te maklik laat ons die duiwel toe, te maklik sê ons, die duiwel val my weer aan. Dan maak jy 'n deur op die duiwel jou aanval. Die duiwel los jou uit, die duiwel vlug van jou weg, die duiwel het niks met jou te doen nie. Moenie gaan karring met die duiwel nie, hy is toegesluit in 'n hok, los die duiwel uit. Ons leef in 'n gebroke wêreld, gebroke goed gebeur met ons. Dit moet jy verstaan, jou liggaam is gebroke. Maar die duiwel, los die duiwel uit. Die Here het gebid vir ons, bewaar ons van die kwaad, so die Here hou die kwaad van ons af weg. En dan is dit ook belangrik dat ek na die Here luister. Want as ek vir die Here luister, dan hou hy die kwaad van my af weg. Stop, draai om, bly weg, moenie soontoe gaan nie, ry stadiger, moenie hier omry nie, ry daai kant, doen hierdie ding, doen daai ding, en dan bewaar die Here ons. So ek is die heeltyd ingestel op die Here, die heeltyd ingestel op wat ek moet doen. Ek sê die heeltyd versigtig, want hy bewaar my van die kwaad. Nou hy kan my net bewaar as ek dit toelaat, as ek, Here, ek luister vir u. So jy moet verstaan, God wil jou hier op aarde hê, maar God wil jou bewaar ook. En dan moet jy luister na die woord van die Here. En dan bewaar hy jou. Moenie 'n ding oopmaak vir die duiwel. Die duiwel val my aan. Man, die duiwel val jou nie aan nie. Die duiwel is weg van jou af. Die duiwel, jy het niks met die duiwel te doen nie. Jy fokus op die Here. Fokus dat God jou bewaar en dat die Here jou beskerm. En jy raak meer bewus van die Here. As jy meer bewus van die Here raak, gaan jou beter gaan. En hoor wat sê die volgende vers. Hy sê, laat hulle aan u toegewys wees deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. So hoe naby is jy aan die woord? Is jy geheg aan die woord? Die woord is vir jou belangrik. Jy ken die woord, jy bestudeer die woord. Die woord is vir jou belangrik. Kry meer van God se woord in jou lewe, gaan met jou baie beter gaan. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.